Goeiemôre gemeente en welkom in die erediens. Die klok het lekker lank gelei vanoggend. Dit is die begin van Groot Lydensweek of Heilige Week soos wat dit in sommige gemeentes en tradisies bekend staan, en dis vir ons 'n voorreg om ook hierdie week saam met elkeen van julle te begin en ook die pad saam met julle te stap. En enkele aankondigings. Ons gaan sommer reg aan die begin u uitnooi indien u 'n besoeker is of 'n nuwe intrekker is, kom ontmoet gerus vir my of Dewald hier voor by die nagmaaltafel na afloop van die erediens. Ons gesels graag met julle. Sommer net 'n herinnering, u sou op die kalender gesien het dat ons volgende aanddiens is eers die 14de Mei. Twee redes, omrede vanaand Pasga ete is, so dis tegniese aanddiens, maar dan is daar 'n klompie lang naweke, so ons kan eers die 14de Mei aanddiens hou, en dit is dan ook gelukkige aanddiens met nagmaal, so dit sal lekker wees ook om alle jong mense en al ouers en studente ook daar te verwelkom. En ek herinner julle graag aan die Pasga ete wat vanaand plaasvind om 6. Ekskuus, ek wil net nie. Daar's hy, beter. Vanaand plaasvind om 6. Daar is nog plek. Indien jy nie bespreek het by die kantoor nie, is jy welkom om steeds te kom. Dit sal vir ons regtig lekker wees om julle daar te verwelkom, en lees asseblief gerus 'n bietjie meer daaroor in die gemeentebrief. Ons het 'n vol week wat voorlê, en 'n hoogtepunt vir hierdie week is 'n gespreksaand, of u sal weet ons het gebruiklik kwartaalgesprekke in die gemeente, en dit is eintlik ons kwartaalgesprek vir hierdie kwartaal, en ons gaan saam dink so in die lig van Lydensweek, ons lyding in die lig van Lydensweek, toerusting ten tye van trane, en ons nooi julle regtig uit om daar gaan sop wees en broodjies, en ons gaan saam betekenisvol dink oor die hantering van rou en verlies. Lees ook gerus bietjie meer daaroor in die gemeentebrief. U hoef nie te bespreek nie, u daag net op 6:30, en daar is genoeg kos en samesyn, sodat dit ook 'n sinvolle ervaring vir almal van ons sal wees. Ek gaan nou nie deur die hele volle program gaan nie. Vriende, julle moet asseblief in die gemeentebrief kyk. Terwille van tyd gaan ek nou nie by elkeen stil staan nie, maar ek wil dalk net noem dat hierdie erediens vir ons ook weer besonders is in die sin dat ons nagmaal vier. Jy sou dit geryk het as jy ingestap het, maar ook omdat ons nog 'n sakrament beleef, ons doop vanoggend vir klein Wian Louis van der Westhuizen, en ons sê ook welkom aan hom en sy familie, oupa Dawie en ouma Karina en ander ouma wat ook hier is, en almal wat dit saam met julle gaan beleef. Julle is meer as welkom, en ons hoop dat julle ook vanoggend as betekenisvol sal beleef. Vriende, mag dit vir elkeen van ons hier aan die begin van 'n baie besondere week in die kerkjaar 'n geleentheid wees waarin ons diep onder die indruk van God se liefde en genade kom. En mag die sakramente vanoggend ons ook daarmee help. Ons sê sommer by voorbaat seënwense, Betsy, vir jou en Pieter, met Landy en Ulrich se troue volgende week op Paasondag. Wat 'n mooi dag om 'n bruiloft te vier, nee, nuwe lewe en sommer nuutheid wat die Here vir ons skenk. So mag dit vir julle 'n mooi naweek en 'n spesiale dag ook as 'n familie wees. Ons 'n klompie mense wat verjaar. Ek lees net die wat vandag verjaar. Talia Pritchard, Rina van der Spy en Danel, wat ook vanoggend hier is. Baie geluk met julle verjaarsdag. Daar's 'n klompie ander wat gedurende die week verjaar, en mag dit vir elkeen 'n besonderse jaar wees wat voorlê. En ons skop vandag af, soos ek gesê het, met Groot Lydensweek. Hierdie week word deur baie beskou as die belangrikste tyd in die kerkjaar kalender. Vir ons as gelowiges is dit ons versigtiging dat ons op 'n manier dit in hierdie week elke jaar sal regkry om ons kerkkalender en ons gewone kalender te integreer met mekaar. So of ons nou hierdie week baie besig gaan wees met ons werk, of om vakansie te hou, of wat ook al doen, laat daar tog net iets van 'n bewustheid wees dat ons in Groot Lydensweek is. Die naweek die groot hoogtepunt, en u sal daaroor in die brief meer kan lees. Ons ontmoet mekaar by Klapperkop vir die kruis. Daarna is hier nagmaal in die erediensruimte Sondag weer by die kruis op Klapperkop, en daarna 'n opstandingsdiens wat ons vier met vonkelwyn en paasbolletjies. U wil dit nie misloop nie, en ons nooi u om werklik intentioneel in hierdie tyd in 'n vol week
met helder geestes oë te kyk, sodat jy ook tussendeur die teenwoordigheid van die Here tasbaar sal ervaar. Voordat ons saam in hierdie erediens gaan dink oor Palmsondag en wat dit beteken vir ons om agter Jesus aan op hierdie donkie te loop, kom ons word net 'n oomblik stil. Ons begin ons erediens met 'n teks uit Sagaria 9, 'n teks waarsonder jy nie Palmsondag eintlik na behore kan verstaan en kan waardeer nie. Want hier kry jy die verwagting wat daar in Oud-Israel geleef het, dat daar iewers 'n koning sal kom wat dinge sal verander, wat 'n alternatief gaan bring. Kom ons luister hoe hulle dit destyds verwoord het. Die profeet sê vir sy mense: "Juig, dogter van Sion, jubel, jubel, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en die oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkiemerrie. Ek sal die strydwaans uit Efraim verdelg en die perde uit Jerusalem. Ook die strydboog sal verwoes word. Hy sal vrede aan die nasies verkondig." Hierdie verwagting wat daar aan die einde vasgevang word, hy sal vrede aan die nasies, hierdie shalom, hierdie allesomvattende heelheid, die droom van God. Hier op Palmsondag is dit die deurlopende lyn van die liturgie, hierdie heelheid, hierdie ander manier wat in Jesus gebring is. Kom ons, terwyl ons sit, sing 'n lied, 'n bekende lied, en wanneer jy die lied sing en opreg deel maak van jou aanbidding vanoggend, kry jy so 'n bietjie daai gevoel van hier is ons by mekaar as gelowiges en ons sing van ons behoefte. Here, gee ook vir ons, hier waar ons onsself bevind, in die land waar ons onsself bevind, U vrede. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam. Liewe gemeente, so aan die begin van Groot Lydensweek groet ons ook mekaar in die naam van die Here Jesus, ons Here. Vrede vir elkeen van julle. Amen. Op hierdie Palmsondag bring ons dan ook lof aan die Here Jesus, ons koning. Daarom ons lied, ons loflied, ons aanbiddingslied, lied 215, besing die lof van Jesus saam. Let so 'n bietjie op na die woorde in die tweede vers, erken hom as Immanuel. In Jesus beleef ons die God wat naby is, naby gekom het, selfs medelee het, 'n radikale teenwoordigheid in jou donker en in jou pyn. Kom ons staan en dan sing ons 2 verse van hierdie lied.
Hierso onthou met ons vorige ronde wat ons die kerkraad bevestig het, is daar 3 lede wat nie teenwoordig kon wees nie. Ek gaan nou vra dat Cecile de Tooy, Johan Basson en Piet van Hoven asseblief hier voor kom staan. En ons het die voorreg om ook hulle in die amp van 'n kerkraad te bevestig vanoggend. Net waar julle gemaklik is. En nou nie wegkruip daar agter nie, Silas. Vir elkeen van julle is dit nie 'n eerste termyn nie as ek reg is, nê. En oom Piet trouwens was al 'n paar maal op die kerkraad. Dis 'n voorreg om oom ook weer op die kerkraad te bevestig. Ons as 'n kerkraad is geroep om te onderskei wat God se liefdeswil vir ons tyd in ons gemeente is, soos Filippense 1 vers 9 en 10 dit duidelik ook stel. Wanneer Paulus skryf, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling om die dinge wat saak maak te kan onderskei. Dis nie 'n eenvoudige taak nie en vir julle wat julle self beskikbaar gestel het en ja antwoord op hierdie roeping, erken julle eintlik en ons saam met julle vanoggend dat ons diep afhanklik van die Here is wanneer ons in hierdie gemeente wat God se gemeente is, die voorreg het om te bedien en te leef. Dankie dat elkeen van julle ja antwoord op hierdie roeping om as leier van die Here se gemeente te dien en om op 'n manier kreatief ook leiding te neem. Ons het elkeen van julle en julle insette so nodig. Terwyl julle sommer net so staan en na die gemeente kyk, lees ek graag die vrae wat julle dan daarna aan die gemeente gaan beantwoord. Staan jy nog by jou geloofsverbintenis, die verbintenis wat gebou is op God wat ons eerste liefhet, soos dit in die doop as teken van God se genade verbeeld word? Staan jy ook by die oproep dat ons steeds geloof en hoop en liefde van God moet ontvang, soos dit in die nagmaal verbeeld word, om daardeur gevoed en as toegerustes gestuur te word, om waar ons en lidmate ook mag wees, dit 'n plek van genade en geregtigheid te maak. En derdens beloof jy om in 'n gees van wederwysige vertroue en kritiese lojaliteit saam met ander leiers die wil van God vir God se gemeente in hierdie tyd deur God se gees en God se woord te onderskei. Wat is julle antwoord? Dankie. En dan nou vanoggend die voorreg om beide van die sakramente waarna ons hier verwys ook te mag saam vier en bedien. Terwyl julle so staan, gaan ons as 'n gemeente graag ook die seën van die Here oor julle toebid. En terwyl ons so sit, sing ons een vers van hierdie lied saam. Ek gaan vra dat my kollega Dewald sommer net na vore kom en vir elkeen van julle ook 'n handdruk gee en 'n boek wat julle op julle reis ook sal vergesel as kerkraadslid. Dankie hoor. Baie dankie. Ek gaan sit nie. Ek wil vra dat julle ook sommer hier voor bly staan en op 'n manier simbolies as julle eerste uitoefening van die amp waarin julle staan vir ons die tafel in gereedheid sal bring terwyl ek die nagmaal wat ons gaan geniet ook sal inlei.
As daar een ding is wat lydenstyd aan 'n mens doen, hierdie 7 weke en uiteindelik die groot lydensweek wat vanoggend met Palmsondag begin, is dat dit jou uitdaag om weer oor God te dink. As ons hierdie verhaal ernstig neem, hierdie verhaal van Jesus, dan het ons die geleentheid om in hierdie pad, hierdie 7 weke gereeld daaroor na te dink, want is eintlik asof hierdie verhaal jou net totaal en al elke keer uit jou gemaksone uithaal en sê, dink 'n bietjie weer oor hierdie Jesus agter wie jy aanstap. En as dit dan waar is, soos wat ons bely, dat die verhaal van Jesus vir ons kom wys hoe God is, en spesifiek ook hierdie gedeelte van Jesus se verhaal, dan gaan dit 'n ieder en 'n elk se godsbeeld wesenlik verander. Dit vier ons dan ook op 'n besondere wyse aan die nagmaaltafel. Soos hierdie kort gedig of vers van Isak de Villiers dit treffend weergee, tafel. God het 'n groot, lang tafel, waar hy sy eregaste onthaal, waar engele olie giet op hul hoof, en hy sit gemeensaam heel bo, terwyl sy gaste verwonderd gesels oor die insig wat hulle eet, God self. Mag dit ook vanoggend vir ons waar wees, wanneer ons die nagmaal saam gebruik. Dankie. Ek gaan vra dat die ander lede van die kerkraad ook na vore kom en vir ons die tekens help uitdeel.
Gemeente, is enige iemand oorgeslaan met enige van die tekens? Die brood, die wyn. Dankie. Kom ons bid saam. Here ons God, by hierdie tafel gelaai met gewone tekens, gewone brood en gewone wyn wat vir ons iets wil help proe, sodat ons beter kan verstaan wie U is. Kom ons na U toe. Hoor ons as ons bid vanoggend. Raak ons aan met die tekens van die sakrament en begin in ons, in elkeen van ons, 'n stukkie heel word. Die soort heel word wat Jesus na hierdie wêreld toegebring het. Ons bid dit in U naam. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met ons Here Jesus Christus. Die een wat sy lewe gegee het vir ons om God beter te verstaan, sodat ons vry en lig kan leef en heel kan word. Neem dit, eet dit en dink daaraan. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die Here Jesus Christus en sy bloed wat gevloei het aan die kruis. Neem dit, drink dit en glo dat hy die een is wat gekom het om jou te help om vry te leef. Daarmee saam om jou te help om 'n verruimde prentjie van God saam met jou te dra, sodat jy in die proses ook as 'n heel mens kan leef. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Ons antwoord ook gesamentlik op die nagmaal deur saam die Onse Vader gebed te bid. Vader wat voor in die
Weet jy, daar's nou geleentheid vir ons jong mense om saam met die kinderbediening fasiliteerders na die saal te gaan, waar julle heerlik gaan saamdink oor Palmsondag, die betekenis van die donkie, soos wat ons ook hier in die erediens oor gaan nadink, en ons wil ons ouers en ons gesinne uitnooi om vanmiddag rondom die tafel saam te gesels oor die donkie. En julle gaan onder andere ook 'n palmkruisie vou. Vir die van ons wat by die deure, ek dink almal daarom 'n palmkruisie ontvang het, ons sê baie dankie Lelani en Gerard ook daarvoor. En op hierdie noot wil ek julle ook uitnooi om na afloop van die erediens, soos dit gebruiklik is op Palmsondag, so rukkie agter te bly, na die musiek te luister, die kuns, die klaarhout, stasies van die kruis. Hier sal nog nagmaaltekens wees. Hier is ook 'n aangrypende beeld, 2 beelde van François Wessels, onder andere een op 'n donkie wat spesifiek oor hierdie Sondag gaan, en dan ook 'n kruisbeeld. Neem tyd, daar's nie reëls nie, net dat ons dit in stilte doen, sodat ons mekaar geleentheid gee om dit te waardeer. Ek vra dat ons kinders sommer hier na vorentoe kom en ons fasiliteerders julle hier voor sal kry. Dankie. Daar is ook 'n doop aan die einde van die, of na die afloop van die boodskap, so die wat wil terugkom, is meer as welkom, en die wat wil agterbly is ook welkom. Dis altyd lekker as ons kinders deel is van die sakramente. Ons gaan saam lees uit Johannes 12 vanoggend, hierdie bekende verhaal wat op 'n manier nie altyd so bekend is aan almal van ons nie. Voordat ons daarby stil staan, kom ons bid saam. Here ons God, hier aan die begin van die heilige week, die week wat alles in ons lewe verander het. Die week waarin die werk en die lewe van Jesus tot sy volvoering gekom het. Aan die begin van juis hierdie week, in antisipasie op Vrydag, stil Saterdag, Paasondag, is ons by mekaar om na te dink oor wat dit beteken dat U gekies het om na ons toe te kom as die koning op 'n donkie. Help ons dat hierdie teks vanoggend vir ons 'n venster word wat ons laat sien wat ons behoort te sien. En dat elkeen van ons hier sal weggaan, diep geraak deur wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus Christus te wees. Amen. Vriende, ons lees saam uit Johannes 12. Dis natuurlik Johannes se vertelling van die verhaal, wat so effe verskil van die ander evangelies, maar almal hierdie boodskap duidelik wou oorbring. Die volgende dag het die groot skare wat vir die fees gekom het en wat gehoor het dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en aanhoudend uitgeroep: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here en die koning van Israel. En Jesus het 'n jong donkie gekry en daarop gaan sit, soos daar geskryf staan: Moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom. Hy sit op 'n donkieval. In 'n onderhoud met die vroue teoloog, Suid-Afrikaanse teoloog Denise Ackerman oor haar boek Surprised by the Man on the Borrowed Donkey, 'n boek wat ek al genoem het vorige kere, ek elke jaar hierdie tyd mee besig is, of die boek's eintlik met my besig.
vertel sy juis hoekom sy hierdie titel gekies het, Surprised by the Man on the Borrowed Donkey. En sy vertel dat sy in 1998 as 'n teologiese adviseur vir die aartsbiskop van daardie tyd, Ndungane, na 'n konferensie van die Anglikaanse kerk moes gaan en sy het hom vergesel. En sy het tydens die openingsseremonie van hierdie konferensie gesit en kyk hoe die een na die ander biskop van die Anglikaanse kerk in prosessie die kathedraal binnekom en hulle sitplekke inneem. In pragt en praal geklee, in rokke van brokaat en die een meer weelderig as die ander, die juwele wat op al die rokke en dies meer was, het so uitgestaan. Totdat uiteindelik die groot deure agter die aartsbiskop van Canterbury gesluit het. En sy vertel hoe sy eintlik verras was deur die beeld wat in haar kop gemaal het, terwyl sy sien hoe hierdie prosesie nou plaasvind. En al wat sy soek in daai ruimte, in daai majesteuse kathedraal, sê sy, is die man op die geleende donkie. Waar te midde van al hierdie praal is Jesus wat ek leer ken het, lief het, wat my lewe kom verander het, sê sy. En dan sê sy, Jesus, whom Christians attest is the incarnation of the living God, had nowhere to lay his head, washed the feet of his disciples, and had to borrow a donkey for a bittersweet ride that ended on a cross. The Jesus who rode that donkey to a criminal's death. Vriende, Palmsondag, hierdie Sondag, elke jaar in die kerkjaar, gaan juis oor dit. Daai skerp kontras wat Denise gevoel het in haar binneste, terwyl sy daar by daai konferensie gesit het. 'n duidelike alternatief. En dit het alles te maak met Jesus se keuse om daardie dag op 'n donkie te klim en Jerusalem in te ry. Ons sou kon sê, hierdie Sondag gaan uiteindelik oor die boodskap van hierdie geleende donkie. En daarom is dit al waaroor ek vanoggend saam met jou wil nadink. Want daar's 'n rede waarom ons in die kerkjaar ten minste eenmaal 'n jaar hieroor behoort na te dink. Met Jesus se besluit om Jerusalem toe te gaan, het dinge gevaarlik geraak. Hy neem hierdie besluit ten spyte daarvan dat bevriende fariseërs hom waarsku dat die owerheid hom wil doodmaak, en hy reis om spesifiek met Paasfees in Jerusalem te wees. En wat doen hy dan? Hierdie simboliese handeling wat die uiters gevaarlike belofte van die profeet Sagaria weerspieël. Saam met massas beweeg hy dan nou van die ooste van die stad af binne, en die skare neem palmtakke om hom tegemoet te gaan. Hulle sing oorwinningspsalms. Hulle dink dat dit nou die regte oomblik is, want hier is die lank verwagte bevrydingsstryd nou uiteindelik. En vir die Romeinse owerheid sou hierdie hele gebeurtenis inderdaad na 'n anti-imperium demonstrasie gelyk het. Ek dink as hulle nie bang was vir die reaksie van die skare nie, sou hulle Jesus waarskynlik direk daar gevange geneem het. Het is belangrik dat ons ook onthou dat Jesus duidelik die politieke konteks verstaan. En hy maak doelbewus 'n keuse. Dis nie op 'n ongeluk dat hy nou hier op 'n donkie inry nie. 'n Rabbi het destyds gewoonlik gery, disippels het geloop, maar nie Jesus nie. Hy het oral heen geloop saam met sy disippels. Dis kenmerkend gewees aan sy gedrag. En nou kies hy op hierdie dag om te ry Jerusalem in. Doelbewus om 'n politieke standpunt te maak. Dis 'n uitdagende handeling, want jy ry nie sommer Jerusalem in op so 'n naweek as jy nie moeilikheid wil hê nie. Maar hiermee is die boodskap mos nou duidelik, wat Jesus hier uitstuur. Ek is die koning. En dan ontdek ons wel 'n andersoortige koning. Soos Marcus Borg sê, Palm Sunday comes alive when you realize it was a planned demonstration.
Dis iets wat dikwels verlore gaan in ons nadenke hieroor is, ons dink is so half maar net per ongeluk. Dit was doelbewus beplan. Jesus kies om op 'n donkie te ry en hy kommunikeer daardeur 'n duidelike alternatief. So 2 weke gelede in 'n gesprek oor die hart van Palm Sondag herinner 'n kollega my weer aan die donkies van die kunstenaar Angus Taylor. En meer spesifiek die donkies by Linwood Bridge. En ons gesels daaroor hoe hierdie donkies op 'n besondere wyse help om oor die betekenis van juis hierdie dag na te dink. Hierdie alternatief wat Jesus gebring het. Julle ken die donkies waarskynlik, meeste van julle daar op die plein tussen die restaurante staan en lê die donkies van hierdie beeldhouer. En in 'n gesprek met Angus Taylor, wat ek aanlyn kon kry, in Angus se eie woorde, beskryf hy hierdie donkies as anti-monumente. Hierdie donkie sonder 'n basis op die grond is 'n skerp teenstelling, maar volgens hom 'n direkte verwysing na hierdie klassieke prentjie van 'n held op 'n perd. Heel moontlik is hierdie beelde wat jy nou aan kan dink as jy elders in Europa al was, op 'n hoë basis met 'n geweer in die hand. En hierdie beelde van Angus is die teenoorgestelde. Dis nie verwyder van die gehoor nie, dis nie op 'n hoë basis nie. En alhoewel hulle groter as lewensgroot is as jy nou naby hulle staan, vertoon hulle nie intimiderend nie. En daarmee pleit Angus se donkies vir 'n lewenshouding wat 'n alternatief is. 'n Alternatief in 'n wêreld waarin mense so maklik deur mag en status beïndruk word. Wanneer hy op 'n kol oor van sy ander beelde praat, kom jy agter iets hiervan is aan die hart van dit waarmee Angus besig is, sy boodskap regdeur sy werke, want hy praat oor die renosterkalfies. Nou, ons het al van hulle ook gesien hier in die omgewing, maar hy het spesifiek by Tswalu hierdie renosterkalfies vir hulle ook gemaak, en dan skryf hy daaroor, en dit help ons om die donkie op 'n manier beter te verstaan van Angus. As hy sê, usually I prefer domestically disregarded animals as subject matter, such as donkeys. But I think the rhino calves embody the same humility and peculiarity. I wanted the sculptures of them to embody those same feelings of empathy and pathos, as if to say, as we breathe, we hope. Dis wat Angus kommunikeer met sy donkies. Hierdie nederigheid, hierdie empatie, hierdie pathos, in teenstelling met dit wat so hard op ons skreeu vanuit die samelewing. Vriende, dit is ook die betekenis van Jesus op die donkie. Daardie dag wat Jesus op die donkie Jerusalem inry, was daar 2 prentjies in mense se koppe. Die een was die herinnering van Judas Makkabeus en die ander was die prentjie van hierdie nederige koning in Sagaria 9 waarmee ons die erediens begin het. In hulle koppe leef hierdie herinnering van Judas Makkabeus wat die koning van die Seleukite verslaan het in die jaar ongeveer 164. Hy het sy naam gekry as die hamer oor die wreedaardige en gewelddadige wyse waarop hy juis dan nou hierdie heidene in sy oë oorwin het. Hy het koning geword en hy het koning geword deur geweld. Hy het hulle verlos, ja, deur geweld. Hy was 'n riller, hy het geen respek gehad vir enige ander mens of godsdiens nie. Nou kom hierdie Judas Makkabeus en hy verlos hulle van onderdrukking, alhoewel hy die Jode eintlik verag het, maar in hulle koppe is dit eintlik maar net so 'n koning, wat in hulle omstandighede, wat so troebelagtig is, vrede sal kan bring. Met die viering van die Pasga herdenk hulle dan nou hierdie uittog van hulle uit Egipte, die bevryding wat God gebring het, en nou ervaar hulle, maar dis nou weer tyd. Dis nou weer tyd vir so 'n tipe bevryding, en miskien is dit Jesus, dit leef in hulle koppe. Miskien is dit Jesus wat met krag en mag en oorlog, nes Judas Makkabeus, vir hulle uiteindelik vrede gaan bring.
Vriende, daai ander prentjie, Sagaria se beskrywing is mos nou in skrille kontras, hier's 'n koning op 'n donkie. En dan alles wat Jesus hier doen, beliggaam en wys terug na hierdie belofte van hierdie profeet, wat sê maar, daar's 'n ander manier. Dis nie God se idee van vrede en heelheid nie. Daai koning sal 'n koning van vrede wees. Die strydwaans in Efraim sal gestop word, die perde uit Jerusalem, die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. En God se heelheid sal deurbreek. Met ander woorde, hy gaan sonder geweld vrede bring, hierdie ware shalom, heelheid van God. Waarmee saam word hierdie donkie in Sagaria die simbool van iemand wat naby sy mense is. Dis nie iemand wat ver staan nie. En 'n stuk heelheid bring sonder geweld. So ek dink jy hoor hoe Sagaria se donkie op 'n manier nes Angus Taylor se hierdie anti-boodskap bring. Dit is sy manier om 'n anti-mag, anti-geweld, anti-elite boodskap te bring. En Jesus het geweet wat hy doen toe hierdie donkie sy rydier word. Ons sou kon sê Jesus op hierdie donkie of die boodskap van die donkie sê ten minste 2 goed vir ons vandag. Die eerste is 'n baie duidelike nee. Nee vir mag en geweld en hoogmoed. Want Jesus moes hulle daai dag sien is verrassend anders. Trouwens, mens sou gedink het hulle sou dit al reg deur sy lewe gesien het, maar telkens was daar hierdie misverstand dat hulle nog steeds nie weet wie hy is nie. Die meeste van julle het waarskynlik die kortreeks Adolescents op Netflix gekyk en vir ons ouers wat dit nog nie gekyk het nie, gaan kyk dit. Daar's 'n rede waarom hierdie reeks rekords gebreek het met wat beraam word as 66.3 miljoen kykers gedurende die eerste 2 weke. Op 'n manier is dit bevrydend om dan ook te besef dat dit 'n bewys is dat inhoudsgehalte steeds saak maak. Maar die werklike rede is omdat die vervaardigers met hierdie reeks hulle vinger op 'n senupunt in ons samelewing plaas. Hulle skryf daaroor en die van julle, ek wil nie die verhaal weggee nie, dit gaan oor 'n moord wat plaasgevind het op 'n 13-jarige meisie en die 13-jarige seun word daarvoor in hegtenis geneem. En die hele verhaal ontvou, soos die ondersoek ontvou en die vervaardigers sê eerder as om op 'n spesifieke misdaad of op net een persoon gegrond te wees, was hierdie reeks eintlik 'n reaksie op 'n hele reeks tragiese nuusstories wat in Brittanje afgespeel het. 'n Reeks moorde waarin jong seuns, meisies doodgesteek het onder andere en hulle wou ondersoek wat gaan aan met die samelewing dat ons op hierdie punt is waar hierdie forme van geweld op 'n manier die uiting geword het van my emosies of my ervarings. En belig hulle daarmee op 'n aangrypende wyse uit hierdie werklikheid dat ons samelewing en veral die wêreld van jong mense grootliks deur hierdie narratief van videospeletjies met gewelddadige inhoud, skadelike aanlyn materiaal bepaal word. Daar is 'n verlies aan behoorlike rolmodelle, so aanlyn rolmodelle word gevolg en die uiteinde is dat geweld en gewelddadige gedrag na 'n werkbare oplossing lyk en in die proses genormaliseer word. Boelie gedrag, iemand wat ander verniel om sodoende sy of haar magsposisie te demonstreer, is gewoon net besig om 'n norm te word. En vang hulle vas dat ons in 'n samelewing leef waar geweld nou maar net so normatief geraak het. Vriende, ons sou 'n klomp voorbeelde uit ons eie samelewing kon noem wat waarskynlik nie so drasties na vore kom altyd nie. Dink maar daaraan dat ons in 'n land woon waar ons mense geleer het dat jy eintlik maar net met kragdadige optrede enige reaksie by die owerhede sal kry. Daarom is staking jou reg, maar staking sonder geweld is seldsaam.
Ons sou lank kon praat oor sekere soorte ontgroening wat in sy kern dieselfde lewenshouding het. Want daarmee sit jy iemand anders op sy of haar plek. Wat iets spreek van hierdie behoefte om jou mag oor iemand te bevestig. Ons sou kon dink aan die verhoudingsdinamika in baie gesinne wat soms 'n magspel is met pynlike gevolge. Ons vermorsel mekaar met die taal wat ons gebruik, geweldstaal. En miskien moet ons almal net weer herinner word aan die Chileense digter Vicente wat gesê het, elke byvoeglike naamwoord wat geen lewe skenk nie, pleeg moord. En hoeveel keer pleeg ons nie moord met ons woorde nie? En so sou die lysie kon aangaan om te omskryf hoe ons 'n samelewing op 'n manier gebou het op magsmisbruik, geweld, elitisme. Tot so 'n mate dat 'n mens eintlik voel, jy wil sê, my magtig man, daar moet mos nou 'n alternatief wees. En vriende, dis die punt van hierdie dag. Dis die boodskap van die donkie by wyse van Spreuke. In Jesus is daar 'n alternatief. Nes in die wêreld van destyds bring Jesus ook in hierdie wêreld vandag 'n alternatief. Wat kommunikeer Jesus so op 'n donkie wanneer hy die wêreld instap? Die duidelikste is waarskynlik dit wat hy op ander plekke soos sy bergrede aanraak deur te sê dat, weet jy is op 'n goeie plek as jy eers net ten minste begin om sonder geweld hierdie wêreld te wil verander. Ons sou dink dit is die algemene roete, maar dit is nie. Jesus het die sagmoedige koning geword. Hierdie uitspraak oor sagmoedigheid wat ons kry by Jesus is so teen ons kulturele grein. Dit staan teenoor woede, geweld, hierdie gewelddadige oornames, brutale herwinning van eiendom en so sou ons kon aangaan, ons sien dit reg oor die wêreld. Hierdie sagmoedigheid is anders as die Selote wat geweld gebruik het om land in beslag te neem en ons sien dit vandag in ons eie wêreld. Nou hoor ons Jesus gebruik hierdie woord sagmoedigheid. Hy leef hierdie woord sagmoedigheid met hierdie hele agtergrond in die Ou Testament eintlik wat hy bring om te sê, maar as jy net begin om sonder geweld hierdie wêreld te verander, dan stap jy agter die man met die donkie aan. Verder kom Jesus op 'n donkie en hy kom ondermyn ons vertroue in enige geweldsoplossings. Wat teoloë soos Richard Rohr en ander Nuwe Testamentici eintlik 'n verskynsel genoem het. Hulle praat van redemptive violence, reddende geweld. Hierdie idee dat ons eintlik deur middel van geweld op 'n beter plek sal wees. Elke aksieprent, elke videospeletjie byna deesdae vandag katkiseer ons kinders om te glo in hierdie vorm van reddende geweld. En dis niks anders mos nou nie as hierdie ideologie van die Romeinse Ryk, wat hulle nou die Pax Romana genoem het. Hierdie idee wat geleef het dat hulle hierdie 200 jaar lange periode van 'n tyd is 'n goue era in die Romeinse Ryk gewees, maar dit was volgehou deur oorlog en absolute dominerende mag, opstande, onderdrukking, maar daar was vrede. Dinge was vreedsaam. Hieroor skryf Richard Rohr en hy sê, but there is no such thing as redemptive violence. Violence doesn't save. It only destroys in both short and long term. Jesus replaced the myth of redemptive violence with the truth of redemptive suffering. He showed us on the cross how to hold the pain and let it transform us rather than pass it onto the others around us. Ek dink jy hoor die alternatief wat Jesus bring. Redemptive suffering. 'n Sagte manier om met hierdie wêreld om te gaan. En verder sou Jesus
snobisme en elitisme op 'n manier tromp opgeloop het en in nog 'n aanhaling van Angus vertel hy van 'n ander beeld wat hy gemaak het van 'n klein donkie en dit was onder andere 'n katalogus van wat opgevuil word waarin hy skryf oor hierdie donkie met Latynse inskrywings en dan sê hy min of meer as jy dit vertaal met woorde, omdat hierdie woorde in Latyn geskryf is, beteken nie dit is slim nie, beteken nie dit is oulik nie. En dan skryf hy daaroor, dan sê hy, weer eens, wat hierdie donkie vir hom versinne beeld. The satirical opinion I offer, because this is written in Latin, it is not clever, is repeatedly imprinted and embossed in the sculpture. There is nothing grand about a donkey, nor is the text important. The sculpture, being cast in bronze, humorously questions the relevance and considered value of high art and how we value things in general. Therefore, it signifies a little anti-monument. As ons nie vandag, en ten minste eenmaal 'n jaar, herinner word aan hierdie anti-boodskap, hierdie alternatief wat Jesus gebring het nie, dan het Groot Lydensweek eintlik vir ons maar min betekenis en ook die lewe van Jesus. Jesus op 'n donkie sê nie net nee vir mag en geweld en hoogmoed en vir 'n stikkende wêreld nie. Jesus op 'n donkie sê ook 'n ja, 'n baie duidelike ja en dit sou jy ook sien by Angus Taylor se donkies. Dis 'n ja vir nederigheid, dis 'n ja vir vrede, 'n ja vir wat reg is. Sagaria het die rol van 'n droomdraer vervul. Hy teken mos nou die profeet Sagaria 'n toekoms waaroor mense moes leer droom. 'n Toekoms waarvoor hulle moes begin werk. 'n Toekoms waarin die kinders op die markplein sal kan speel en ou mense sal veilig op hulle kieries kan leun. Hierdie is Jesus besig om te werk vir daai droom van Sagaria vir 'n ander wêreld. En dis ook wat hierdie donkies van Angus op 'n manier sê, dit nooi kinders om op die vloer tussen die water op hulle te klouter en te speel. In ander woorde, Jesus op 'n donkie nooi jou uit om anders te dink en te leef, om 'n sagter lewe te leef, om iets van jou geloof aards te beleef, om te ontdek hoe ons in die eenvoud meer van God beleef as in die hoogtes. Donkie sê ja vir so 'n lewensvreugde en as daar tyd was kon ons nog lank aanhou om te kyk hoe Jesus gekies het om ja te sê vir so 'n lewe. En hoe word hy uiteindelik gewelddadig? Jy's daaroor aan 'n kruis opgehang. Vriende, daar moet 'n alternatief wees vir dit wat ons tans in ons samelewing en reg oor die wêreld beleef. Maar dis die goeie nuus. En dis hoekom dit die evangelie genoem word, want daar is 'n alternatief. In Jesus het die alternatief aangebreek. Die vraag is of ek en jy kies om in daai alternatief te volg. Hierdie alternatief word aangrypend verwoord in 'n lied van Koos Kombuis. En op 'n verbeeldingryke wyse vertel hy die verhaal van Jesus soos net hy kan. En in die woorde van 'n kollega, nadat ek hierdie lied aan hom gestuur het oor die naweek en genoem het dat ek daaraan dink om dit in die erediens te gebruik, sê hy, dit is die essensie van Palm Sondag. Net soos dit is, onopgesmik, die verhaal van Jesus. Kom ons luister daarna. Begin was ek klein soos die eerste ster. Ek het gelag en gespeel in die lug daar ver. Toe ek afgekyk hoe dit hieronder lyk en ek het diep gesig, maar daar was nêrens lig nie, eers 'n vonkie. In 'n groot woestyn langs 'n vlak rivier het ek vir 40 dae na die son getuur. Toe ek ingestap aan die diepste kant, daar was 'n stem wat roep oor die warm sand soos 'n donkie.
Soos 'n donkie bring ek die reënboog terug, soos 'n donkie laat ek die bose vlug. Op 'n donkie maak ek jou heel vanaand, op 'n donkie, op die laaste aand. By 'n trou onthaal was die drank al op, al die gaste vra vir 'n laaste dop. Toe ek ten einde raad na die tank gestap en ek het Chardonnay uit die kraan getap soos 'n dronkie. In 'n donker straat op die tweede vloer van 'n gastehuis klink 'n groot rumoer. Dis die laaste keer dat ek my vriende groet, dis die eerste keer dat ek my dood ontmoet op 'n donkie. Op 'n donkie bring ek die reënboog terug, op 'n donkie laat ek die bose vlug, op 'n donkie maak ek jou heel vanaand, op 'n donkie, op die laaste aand. 'n maanligtuin op die stad se rand, sê ek nee vir die bitter beker, want dis te groot vir my, dis soos lood vir my. As ek 'n kriminaal is, hoekom sit hulle my nie net in die tronkie? Aan die einde van die tyd, as die aarde huil, die riviere rooi en die see so vuil, as die skadu's val oor die diepste dal, sal ek terugkeer met 'n trompet geskaal op 'n donkie. Op 'n donkie bring ek die reënboog terug, op 'n donkie laat ek die bose vlug, op 'n donkie maak ek jou heel vanaand, op 'n donkie, op die laaste aand. Nou, ek dink jy kan hoor in die ligtheid van die musiek dat Jesus 'n alternatief bring. Op 'n donkie sê Jesus 'n duidelike nee vir 'n stikkende wêreld en 'n baie duidelike ja vir 'n heel wêreld wat meer soos God se wêreld lyk. Op 'n donkie bring ek die reënboog terug, op 'n donkie laat ek die bose vlug, op 'n donkie maak ek jou heel. Mag hierdie groot lydensweek ons weer opnuut onder die indruk bring van die goeie nuus van God wat in Jesus vir ons heelheid en herstel, vrede gebring het. En mag ons lewe na hierdie week iets daarvan vergestald. Amen. Ek wil u uitnooi om saam met my te staan en dan ook hardop ons geloof saam te bely. Ek glo in die skepende God van die wordende heelal, wie se naam te heilig was om uit te spreek, Jahwe, die God van Israel, wat Vader geword het vir Jesus van Nasaret, die wonderskone boodskapper van die onmoontlike liefde, deur wie God my Vader, maar ook my moeder is. Ek glo in die Heilige Gees wat mense in alle tye inspireer tot werke wat stempel dra van die ewige. Ek glo dat omdat ek lewe, ek aan alle lewende sorg en deernis verskuldig is. En ek glo dat as ek sterf, ek opgeneem sal word in die durende siklus van vernuwing en verval. En dat die lewe triomfeer in elke geboortekreet, omdat die lewe magtiger is as die dood. Dankie. Wat 'n wonderlike voorreg om dan ook op hierdie noot en op hierdie dag en op hierdie punt in die erediens die sakrament van die doop saam met ouers en 'n familie te mag beleef. Hierdie belewenis dat God na ons toe kom, ons aanraak. En vanoggend is dit nou klein Wian Louis se doop. Ek wil nou vra dat Cora Marie en Werner en Sissie hier na vore sal kom en net hier by ons kom staan asseblief. Hulle kan sommer net daar voor staan.
As 'n stukkie voorbereiding vir hierdie sakrament gaan ons vanoggend een vers sing van lied 293. Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde, sagtheid, heelheid aan. En terwyl ons gaan sit en dit sing, gaan ons vra dat oupa Dawie vir klein Wian Louis sal inbring. Werner en Cora Marie, julle het diep nagedink oor wat hier vanoggend gebeur. En hierdie viering in die eerste plek dat Wian Louis reeds God se kind is, net soos hy is. En daarmee saam ook julle as ouers wat erns daarmee maak om te sê ons wil vir hom wys en leer hoe lyk 'n lewe wat in hierdie heelheid en in hierdie genade van God elke dag geleef word. Vra dat julle vir my sommer wat is vir jou die maklikste? Hallo. Kom staan jy hier naby dat ons dan so staan. Julle kan dan vanoggend ook hier met 'n geruste hart staan om te weet dat klein Wian Louis die Here se kind is. En ek wil sommer vra, is daar oupas en oumas wat dalk ook hier wil staan vanoggend saam? Is julle welkom? Julle is meer as welkom. Is julle reg? Alright. Wian Louis, dit beteken dat die Here vir jou 'n ouer wil wees wat vir jou omgee en jou liefhet. Dit beteken dat die Here vir jou in Jesus 'n verlosser wil wees wat as 'n vriend ook hierdie pad saam met jou stap, Jesus Christus. En dit beteken dat die Here as Heilige Gees in jou wil woon, in jou hart en elke dag van jou voortdurend 'n nuwe mens maak. Dit vier ons vandag. Wian Louis van der Westhuizen, ons doop jou in die naam van die Vader. Ons doop jou in die naam van Jesus die Seun. En ons doop jou in die naam van die Heilige Gees. Here ons God, ons staan vanoggend soos elke ander geleentheid waar ons die voorreg het om die sakrament van die doop te mag beleef, totaal oorweldig. Hoe is dit dat u liefde en u genade so wyd strek dat dit ons insluit en ons kleine kinders insluit? Dat u ons net soos ons is met 'n hart vol liefde aanneem. Ons bely, ons verstaan regtig min daarvan. Maar Here, ons kan nie anders as om dit met ons hele hart aan te gryp nie. En in hierdie sakrament kom u na ons toe en bevestig, verklaar u liefde aan 'n klein seentjie. Dit troos ons. Dit versterk ons. Dit gee ons nuwe krag. En ons as 'n geloofsfamilie bid vir hierdie ouers, Here, ons bid vir Cora Marie en vir Werner en vir oupas en oumas wat hierdie pad ook saam met hulle stap. Ons bid dat hulle die evangelie so sal uitleef dat Wian Louis meegesleer sal word daarin en opgeneem sal word
in die stroom van u genade en u liefde. Ons gebed is dat hierdie klein seentjie in die kerk ook 'n ruimte sal ervaar wat hom gewoon net toefou in liefde en wat hom help om iets van die rykwyte van u liefde te verstaan. Ons bid dit in u naam. Amen. Staan net vir u. Ek wil vra dat julle sy doopkers vir ons sal aansteek. En ek gaan vir Sissie boekie gee met stories dat julle vir Boetie moet lees. En julle kan vir my die kers aansteek dat ek vir julle vra om hier by die Christuskers vir ons aan te steek. En dan staan julle net 'n oomblik om te antwoord op die vraag. Cora Marie en Werner, glo julle in die genadige God wat ons op meer as een wyse beleef? Aanvaar julle die boodskap van die Bybel soos wat dit op 'n verantwoordelike wyse in die kerk verkondig word? Bely julle dat kinders van gelowige ouers deur genade in Jesus Christus aan God behoort en daarom ook tot lidmate van die kerk behoort gedoop te word? En die laaste vraag, beloof julle om vir Wian Louis volgens die Bybelse leer op te voed, om te leer om in verwondering aan die Here te leef, vir hom 'n voorbeeld in lewenswandel te wees, en gaan julle ons hier en julle naastes toelaat om julle hiermee te help. Dankie. Gemeente, ons het ook soos altyd 'n onderneming as 'n gemeente, die ouers antwoord, maar ons ook, en daarom vra ek julle om hierop te antwoord. Ons as 'n gemeente ontvang vir Wian Louis as deel van die geloofsfamilie. Ons onderneem om hom op sy geloofsreis te ondersteun, en ons onderneem ook om sy ouers in hulle doopbelofte by te staan. Dit onderneem ons van harte. Werner, soos ek verstaan, gaan jy gaan sit, en Cora Marie, jy gaan 'n seënbede vir Wian Louis sing, terwyl ons ook die dankoffers gaan opneem.
Mama het klaar gesing, ja, en mooi gesing. Dankie Cora Marie, Bambi, Betsy, vir die manier hoe julle ook hierdie erediens met julle musiek en talent verryk. In die Palmsondag bevestig Jesus is die koning wat inderdaad vrede bring, nie deur geweld of mag nie, maar in sy menslikheid so menslik, eintlik sy deernis verander. Kom ons staan en dan sluit ons af met 'n lied wat ons gebed word om te vra dat ons in die naleef van Jesus ook 'n stukkie heelheid op hierdie aarde en in hierdie land sal leef. Ontvang die seën van die Here en gaan dan in sy vrede. Mag die onderste bo wysheid van God, wat die maghebbers van die wêreld oorwin het, deur ontkleef van alle mag, juis aan 'n kruis te sterf, aan elkeen van ons die krag gee om in Jesus se voetspore te volg. En mag dieselfde helende gesindheid in jou wees, wat daar ook in Jesus Christus